En voordat ons gaan saam lees, word ons eers stil voor die Here. Kom nou, Heilige Gees, kom vul ons harte met die teenwoordigheid. Raak ons verstand en ons harte aan, sodat ons sal hoor en verstaan wat U vir ons wil sê. Verander ons, sodat ons sal wees hoe U wil hê ons moet wees. Amen. Johannes 16, ons lees van vers 5. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waar gaan U heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy wat hy sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom het hy gesê, wat hy aan my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Die woord van God vir die kinders van God. Die lewe se reis. Ons is op hierdie stadium op pad na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis ons eindbestemming. Christus se opstanding en sy kruisiging het hierdie reis moontlik gemaak. Toe Christus opgevaar het hemel toe, het hy nie vir ons gesê, mense, nou het ek my deel gedoen, nou moet julle maar opsnork en self probeer regkry in hierdie reis wat julle moet doen nie. Nee, die Bybel sê vir ons dat Jesus die Heilige Gees gegee het om by ons te wees, om saam met ons te stap in hierdie reis. Jesus sê, mense, julle moet mooi verstaan, dit is eintlik goed dat ek weggaan. Julle is beter af as ek weggaan. Toe ek hier op aarde was ek net by 'n sekere punt teenwoordig, sekere tye. Nou dat die Heilige Gees gekom het, sal die Heilige Gees altyd by julle wees, elke oomblik van die dag, elke oomblik van die jaar, elke oomblik van die maand. En daardie opsig is julle beter af as wat ek nou by julle is. Liewe gemeente, wat Jesus sê is, ons is bevoorreg, omdat ons bly in 'n tyd waar die Heilige Gees uitgestort is. En dieselfde Heilige Gees wat Jesus Christus in staat gestel het om duiwels uit te dryf,
om mense gesond te maak, het ons ontvang. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het in ons lewens kom bly, om saam te loop met die reis wat ons onderneem na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons is bepaald bevoorregte mense. Nou wat is die taak van die Heilige Gees? Waarom het hy gekom? Jy sal verbaas wees om te hoor waarom die Heilige Gees gekom het. Ek wil hê jy moet diep asemhaal. Die Heilige Gees stel ons in staat om asem te haal. Die Heilige Gees het gekom om vir ons lewe te gee. Dis die Heilige Gees wat lewe moontlik maak. Sonder die Heilige Gees kon ons nie vanoggend opgestaan het nie. Dis hy wat vir ons in staat gestel het om te beweeg, om kerk toe te kom. En dis hy wat vir jou nou in staat stel om lekker rustig te sit in jou bank. Die Heilige Gees help vir ons bloot eenvoudig om te lewe. Maar die Heilige Gees is ook die persoon wat vir ons dra en ondersteun wanneer dit met ons swaar gaan. Julle ken mos die persoon wat die droom gehad het. Hy het gedroom op die strand is daar voetspore. Eers is daar 2 voetspore en dan word dit later 1. En toe praat hy met die Here en sê, Here, nou ek verstaan nou nie mooi nie, waarom is hier net 1 ry voetspore? En toe sê die Here vir hom, dis die tyd toe ek jou gedra het, dis die tyd toe dit met jou swaar gegaan het, toe het ek jou gedra. Dis die Heilige Gees wat vir ons dra, wanneer dit met ons moeilik gaan. Dis die Heilige Gees wat maak dat ons nie in mekaar val nie. As dit met jou swaar gaan, weet jy wat jy moet doen? Net lekker diep asemhaal. En dan sê jy, dankie Heilige Gees dat ek weet, U is by my. Dankie dat ek op U kan steun, dat U my sal dra deur hierdie moeilike tyd. Ag, maar dit gebeur mos baie keer, dat dit met ons swaar gaan, hè? En as dit met jou moeilik gaan, dan kan jy amper nie eens bid nie. Jy het nie woorde nie. Dis amper asof jy net kan sê, ag Here, dis al wat jy kan sê. En dan sê die Bybel, dan kom die Heilige Gees en hy vat dit wat ons nie kan sê nie, na die Vader toe. En hy sê vir ons Vader wat ons eintlik wil sê. Die Heilige Gees het gekom om vir ons te help om te lewe, om vir ons te dra in moeilike tye. Die gedeelte wat ons saam gelees het sê, die Heilige Gees het gekom om dit wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, in ons lewens 'n werklikheid te maak. Christus het dinge vir ons gedoen, die Heilige Gees kom om dit in ons lewens 'n werklikheid te maak. En wat doen die Heilige Gees? En hoe onderskei 'n mens die werk van die Heilige Gees van die duiwel se werk? Die duiwel praat ook met ons en wanneer ons foute maak, sal die duiwel vir ons sê, jy is niks werd, jy's 'n nul op die kontrak, jy sal nooit regkom nie, jy's veroordeel. Dis soos die duiwel werk. Die Heilige Gees, wanneer ons 'n fout gemaak het, as ons sonde gedoen het, maak hy ons bewus van sonde in ons lewens. Hy breek ons nie af nie, hy maak ons bewus van sonde in ons lewens. En hy bring berou in ons harte oor dit wat ons gedoen het. Daar's 'n verskil tussen om berou te hê en om spyt te wees oor sonde. Om spyt te wees oor sonde beteken, ek het 'n foutjie gemaak, en nou is ek jammer, want die mense gaan vir my skinder, hulle gaan slegter vir my dink. Dit gaan eintlik oor my. Dis om spyt te wees oor sonde. Berou te hê oor sonde beteken, ek is hartseer, omdat ek die Here God seer gemaak het. En dis wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees maak my bewus van sonde, hy bring berou in my hart,
My stop nie daar nie. Hy help my om op te kyk na Jesus en by hom vergifnis te vra. Die Heilige Gees dryf my uit tot sondebelydenis. Here, vergewe my. Ek het gefouteer voor U. En die Heilige Gees hou ook nie daarop nie. Wanneer ek my sonde voor die Here bely, tree die Heilige Gees vir my in as voorspraak by die Vader. Sê hy vir ons hemelse Vader, Vader, vergewe vir my, kind, vergewe vir Piet en Jan en Sandy, want ek het vir hulle gesterwe. Om my ontwil vergewe hulle. Die Heilige Gees het gekom om vir ons sensitief te maak vir sonde in ons lewens, sodat ons Christus se verlossing in 'n groter mate in ons lewens kan ervaar en belewe. Jy weet mos dit gebeur. 10 jaar gelede het jy sekere dinge in jou lewe gedoen, en jy het gedink dit is reg. Vandag doen jy dit nie meer nie. Hoekom nie? Omdat jy gegroei het, geestelik gegroei het. Omdat die Heilige Gees jou sensitief gemaak het vir sekere dinge in jou lewe. Dis 'n kenmerk van die Heilige Gees in 'n mens se lewe. Hy maak jou sensitief om nader aan Christus te kom. Hy maak jou sensitief vir sonde in jou lewe, sodat jy Christus meer in jou lewe kan ervaar. Maar die Bybel sê vir ons die tweede ding wat ons gelees het, die Heilige Gees het gekom om ons te lei in die waarheid. En hoe lei die Heilige Gees ons in die waarheid? Wel, die Heilige Gees het die Bybel geïnspireer. Die Heilige Gees het dit in mense se harte geplant om sekere dinge wat God wil hê ons moet weet neer te skryf. En wanneer ek met die Bybel besig is, praat die Heilige Gees met ons. Het jy dit al ervaar? Jy is besig om die Bybel te lees en ewe skielik is dit amper net asof sekere woorde in die Bybel word vir jou uitgelig. Sekere woorde raak jou. Dit bly die hele tyd in jou kop maal. Jy kom nie weg daarvan nie. So praat die Heilige Gees met ons. Sekere woorde in die Bybel word vir ons duideliker. So praat die Heilige Gees met ons. Die Heilige Gees praat met ons wanneer ons besig is met die Bybel, wanneer ons in 'n erediens sit en ons, dit voel vir ons kry nie 'n boodskap nie. Ons verstaan nie mooi wat hier aangaan nie. En dan by 'n later geleentheid herinner die Here vir ons, die Heilige Gees vir ons, wat ons daar en daar gehoor het. En dis amper asof dit wat ons daar gehoor het, nou van toepassing is. En dat dit vir ons 'n antwoord is op ons situasie nou. Dink 'n bietjie aan Petrus. Die Here sê vir Petrus, Petrus, jy gaan my verloon wanneer die haan kraai. En Petrus sê, nee, dit sal nooit gebeur nie. Ek is 'n Tawatini, ek is lief vir U, Here. En wat gebeur as hy Jesus verloon? Die haan kraai. En ewe skielik onthou hy wat Jesus gesê het. Die Heilige Gees lei ons, hy praat met ons deur ons te herinner dit wat ons baie keer lank gelede gehoor het en raak gelees het, en hy maak dit van toepassing nou. Nou is dit van toepassing. Baie keer werk die Heilige Gees en hy lê iets op ons hart. Hy sê vir ons, jy moet na Sannie toe gaan, sy kry swaar, gaan bemoedig haar of gaan help haar. En jy's nie eintlik lus nie, maar hierdie gedagte bly by jou. Jy kan nie daarvan loskom nie, en ander mense kom en hulle bevestig dit. Jy moet gaan, en jy woon 'n erediens by, en dit word bevestig, jy moet gaan. Jy lees die Bybel, en dit bevestig jou, en jy moet gaan. En jy wil nie, jy probeer dit vermy, en dan doen jy, en as jy dit gedoen het, is daar verligting, daar is so blydskap. Dis die Heilige Gees wat my gelei het, om te gaan doen wat die Here vir my vra om te doen.
Maar die Heilige Gees kan op 'n ander manier ook werk. Hy gee vir ons 'n sondeneus. Wat is 'n sondeneus? Hy help vir ons om te ruik daar waar dinge verkeerd is. Jy kry 'n aanvoeling, hierdie ding is verkeerd. Ons eerste gemeente was in Rustenburg, en dit was die tyd toe die dobbelsale daar oopgemaak is, en die mense gestroom het soontoe om te gaan dobbel. En baie van ons gemeentelede het ook gegaan, net vir die nuuskierigheid. En baie van hulle het teruggekom en gesê, Dominee, toe ek daar ingestap, het ek geruik, ek hoort nie hier nie, ek pas nie hier nie, en ek het huis toe gekom. Die Heilige Gees gee vir ons 'n aanvoeling, dis verkeerd, ek hoort nie hier nie, ek moenie hier wees nie. Aan die ander kant gee die Heilige Gees vir ons 'n aanvoeling van dit wat reg is. Hy gee vir ons die onderskeidingsvermoë om te besluit tussen wat reg is en wat verkeerd is, tussen wat belangrik is en minder belangrik is. En dan sê die gedeelte wat ons gelees het, dat die Heilige Gees ook gekom het om ons te bemagtig. Die Engelse woord is empower. Hy het gekom om ons te bemagtig, om ons in staat te stel om bokant ons vermoëns op te tree. Hy het gekom om vir ons te help om getuies vir Christus te wees. Mense hoor dit baie keer dat iemand sê, Dominee, weet jy wat, ek kan dit nie doen nie. Ek het nie woorde nie, ek is te skaam. Ek is onbekwaam. En wat sê mens eintlik as jy hierdie woorde gebruik? Jy sê, ek verstaan nie dat God sy Gees gegee het om swakke mense te gebruik om sy getuies te wees nie. Die Bybel is vol, God soek nie helde nie. Hy soek nie mense wat bekwaam is nie. Hy soek gewillige mense dat hy deur ons swakheid kan werk om die evangelie uit te dra. En hoe bemagtig die Heilige Gees 'n mens? Hy gee vir jou die moed om op te staan waar dinge verkeerd is en te sê, nee, dis nie hoe dit moet gebeur nie. Hy gee vir jou die vrymoedigheid om in liefde te sê, die Here het vir jou lief. Hy gee vir jou die woorde wat jy moet gebruik. Jy het mos al ervaar. Jy was in 'n situasie gewees en die Here het vir jou gehelp om op te staan en vir mense te vertel van sy liefde. En na die tyd was jy verbaas gewees hoe die Here jou gebruik het, hoe hy woorde in jou mond gegee het. Die Heilige Gees het gekom om dit wat Christus vir ons gedoen het, in ons lewens 'n werklikheid te maak. En nou vra jy vir my, Dominee, hoe kan ek die Heilige Gees ervaar in my lewe? Hoe kan ek hoor hoe hy met my praat? Wat is nodig? Dis 'n goeie vraag, hoor, want dit gebeur nie natuurlik nie. Daar is sekere dinge wat belangrik is en ek wil 6 dinge noem. Die eerste ding, jy sal die stem van die Heilige Gees hoor wanneer jy 'n begeerte het om vir die Here te lewe. Wanneer jy begeerte het om die stem van die Heilige Gees te hoor. Dit is verskriklik belangrik. Ons lees in Handelinge 13 dat die gemeente by mekaar gekom het en hulle het 'n begeerte gehad om uit te reik na die wêreld toe, om die evangelie uit te dra. En hulle het gebid en vra aan Here, wat moet ons doen? En dan kom die Here en sê, ek wil hê julle moet dit en dit en dit doen. Liewe kinders van die Here, as jy begeerte het om die regte ding te doen, sal die Heilige Gees met jou praat en hy sal vir jou wys in watter rigting jy moet beweeg. Jy moet begeerte hê om die wil van die Here te doen. Nommer 2. Jy moet bereid wees om verras te word.
Want die Heilige Gees is 'n dinamiese gees, wat vir ons wil lei om nuwe dinge te doen. Hy wil vir ons lei om by nuwe plekke in te gaan, plekke wat ons nie ken nie. In die Bybelse tyd was dit 'n groot ding om 'n slaaf te hê. As jy 'n slaaf gehad het en hy weggedros het, dan kon hy swaar gestraf het. In die boek Filemon lees ons dat daar 'n slaaf was wat weggedryf het van sy baas. En toe kom hy tot bekering. En dan skryf Paulus onder leiding van die Heilige Gees vir sy eienaar en sê, ontvang hom terug. Maar hierdie keer nie as slaaf nie. Ontvang hom terug as broer. Ontvang hom terug as iemand wat nuut gemaak is deur die Here. Hoor jy? As jy die stem van die Heilige Gees wil hoor, moet jy bereid wees dat die Heilige Gees nuwe dinge vir jou sal leer. Dat hy ook vir jou sal leer om op nuwe paaie te loop en nuwe dinge te doen. Derde ding, as ons praat van die Heilige Gees, praat ons ook van die kerk, praat ons ook van 'n gemeente. Die Heilige Gees is in die eerste plek gegee vir 'n gemeente, sodat 'n gemeente kan uitgaan om getuies vir Christus te wees. En as jy die stem van die Heilige Gees wil hoor in jou lewe, is dit belangrik, dit wat jy vandag gedoen het, om deel te wees van 'n gemeente. Om deel te wees van 'n wijksbijeenkoms, van 'n Bybelstudiegroep. Hoekom? Want God wil deur mense op 'n persoonlike manier met jou praat. Hoe wonderlik is dit as 'n mens in 'n klein groepie bymekaar kom en iemand vertel, dit het die Here vir my gedoen, so die Heilige Gees my gelei, en so praat die Here ook op 'n praktiese manier met 'n mens. Vierde ding wat belangrik is, as jy die stem van die Heilige Gees wil hoor, is dit belangrik dat jy jou sal deurdrenk met die Bybel. Dat jy die Bybel sal lees. En as jy die Bybel lees, belangrik vooraf te vra, Heilige Gees, maak nou hierdie Bybel vir my verstaanbaar, sodat ek kan hoor wat U vir my wil sê. In die Bybel lees ons van 'n persoon, 'n ouerige persoon, met die naam van Simeon. Hy het homself deurdrenk met die Bybel, hy het gehoor en gelees van die Messias wat gaan kom. En een dag is hy in die tempel, en terwyl hy in die tempel was, is daar 'n babatjie in die tempel. Jesus was in die tempel as babatjie, en die Heilige Gees oortuig vir hom en sê vir hom, dis die persoon wat die Bybel voorspel het wat gaan kom. En dan stap hy na Jesus toe en dan bid hy vir God en sê, dankie Here dat U vir my die voorreg gegee het om die Messias te sien met my blote oë. As jy die stem van die Heilige Gees wil hoor, belangrik, maak moeite met die Bybel. Want dis deur die Bybel waardeur die Heilige Gees met jou wil praat. Nommer 5, maak tye jou net om stil te word. En nie te sê, o Heilige Gees, wat wil U vir my sê? Wat wil U hê moet ek doen? Partykeer is dit belangrik om net terug te dink in die verlede. En jy gaan verras wees hoe die Heilige Gees jou gelei het, sonder dat jy dit besef het. Het jy dit al ervaar? As jy stil sit, en jy terugdink in die verlede, dan sien jy hoe die Heilige Gees 'n mens baie keer lei sonder dat jy dit besef het. En dan sê mens, dankie o Heilige Gees, dankie dat U in my lewe betrokke is, dankie dat U vir my lei en die pad wys. Laaste ding. En dit kan ons meer in ons lewens doen, om die Heilige Gees in te roep in ons lewens. Ons kom baie keer in situasies waar dinge vir ons te veel is. Dit voel vir ons asof ons deur die duiwel aangevalle word. Ons voel ons weet nie wat om te doen nie. En dan bid ek net hierdie gebed, o Heilige Gees, kom
Maak my nou vol van die teenwoordigheid en help vir my om nou die regte ding te doen. 'n Kort gebed. O Heilige Gees, kom, vul my met u liefde en help my om u liefde nou uit te dra. O Heilige Gees, kom, dit voel vir my, ek word bedreig en aangeval deur die Satan, help vir my om weerstand te bied. Voortdurend kan ons hierdie gebed bid, 'n kort gebed, waar ons die Heilige Gees vra, dwars deur die dag, o Heilige Gees, rus ons toe, bemagtig ons, lei ons, help vir ons om die regte pad te stap. Liewe kinders van die Here, ons is op 'n avontuurpad na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Jesus het hierdie pad vir ons oopgemaak, maar ons loop dit nie alleen nie. Die Heilige Gees is vir ons gegee, aan ons gegee, om saam met ons te stap. In 'n sekere mate is ons geestelike miljonêers, want die Gees van God stap saam met ons. Kom ons laat hom toe, om oor te neem in ons lewens. Kom ons laat hom toe, om vir ons op die regte pad te hou. Dis die regte ding om te doen op hierdie pad. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed.